Die tema vanoggend passieblomme, wanneer God ons oorsig, hoofsaaklik kom dit uit Romeine 8. Nou, 'n vreemde naam, passieblomme, en ek wil julle net eers 'n bietjie inlei waar dit vandaan kom. Ons wonderlike teoloog van die vorige eeu, die 30er jare, Tosius, het 2 kindertjies aan die dood verloor. En hy het alles uitgedig in 'n digbundeltjie wat nie 'n titel gehad het nie. Oor verloop van jare wat hy geworstel het om hulle dood te probeer verwerk, het hy eers die pad geloop van passie. Nou, waar kom dit vandaan? Die Latynse woord, wat min of meer klink soos passie of Pase, en hoekom ons dit Paasfees noem, is eintlik 'n woord vir lyding. Maar nou sê ons ook, iemand het 'n passie vir iets. Ek het 'n passie vir die gemeente, ek het 'n passie vir mense wat dalk kanker het. Maar almal wat passie het, en glo vir my, dit sluit in elke rugby-speler en elke atleet, loop eintlik maar ook lyding. Ek het al baie keer gekyk na swemmers en hoe hulle oefen. Liewe land, soos hulle in Engels sê, daai relentless op en af, alleen met jouself, dag in en dag uit met water en onder die water en asem skep en weer en moeg word en seer kry en alles. Saam met passie is daar lyding. Lyding is passie. So eers het Tosius die pad geloop van passie, totdat hy aan die einde van hierdie digbundel, en ek gaan dit met julle deel vanoggend, sy antwoord gekry het, sy blomme uiteindelik gekry het uit hierdie lyding uit. En vandaar die naam passieblomme. Ek het my boekie al soveel keer vir mense gegee. Veral as mense deur hartseer gaan. As julle iewers te weet waar my boekie rondswerf, bring hom terug asseblief. Ons het al so gesoek na passieblomme en ek het hom gekry en hy's weer weg. Maar weet wat, sê iemand, prys die Here. As dit 'n boekie is wat iemand kan help, maar hy help nogal die dominee ook as hy kan terugspring weer in my rak in. En net weer om julle geheue te verfris, 'n foto van Tosius, die 1933 vertaling, en verseker sou hy ook die vraag afgevra het, as hy wat so baie vir die Here gedoen het, die gedigte wat hy nagelaat het, die liedere wat ons vandag in die sangbundel sing, wat hy gehelp het om daai lirieke te skryf, verseker het hy passie en lyding gehad. 2 kinders, een was weerlig en een dink ek was skarlakenkoors. Hy het naby Potchefstroom gebly. En dit was 'n pad van ook die vraag vra, waarom sou die dood ook my so moes seermaak, maar ook sy vrou, nie net vir hom nie. En nou met dit as agtergrond gaan ek begin om julle my storieetjie te vertel. Ek onthou my eerste gewaarwording van lewe. Julle moet regtig 'n bietjie moeite gaan doen en om te dink daartoe jy nou klein was, wat jy agtergekom het, ek is nou op die planeet. En ek lewe. En daar was die volgende goed wat ek gesien het. Die een was dat ek 'n ma gesien het, wat haar geweldig oor my ontferm het. Die tweede een is dat ek reën gesien het, wat teen die vensterruite afgedrup het. En dan het ek aan die agterkant, agter die reën, het ek snaaks genoeg 'n katjie piering gesien met sy wit bloeisels wat in die wind waai. Wind, reën en 'n ma se liefde was so deel van my lewe, en soos wat ek groter geword het, was daar geen bewussyn van dood nie. Dit was net alles lekker, beskermend, versorgend. En soos ek groter geword het, selfs nog voor ek skool toe gegaan het oumas en oupas begin om dood te gaan. Waarvan ek nie veel verstaan het nie. In elke telefoonoproep in ons huis, en dit was daai jare nog van die tring, 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 tring. Ek onthou daar was so 'n telefoonkassie, onthou julle nog die telefoonkassies, en hy was so in die gang gewees. Elke oproep na 9 het ek my ma uit die kamer uit hoor, wie's nou dood? En so het ek begin dink dat net groot mense gaan dood, oumas en oupas gaan dood,
en verkieslik gaan hulle dood, min of meer na 9 in die aand. Toe het ek gesorg dat ek voor 9 in die bed kom. Dan slaap ek maar daar. En toe het ek begin om 'n windgeweertjie te kry en ek het begin om voeltjies te skiet en op 'n dag het ek die verkeerde voeltjie geskiet en vandaar daai foto. En dit was vir my baie sleg geweest dat ek hierdie voeltjie geskiet het wat ek nie moes geskiet het nie. En daar was nog so klein bietjie lewe in hom toe hy so in my hand gelê het en ek het alles probeer om hom lewendig te kry. Klein seentjie, selfs probeer om 'n bietjie asem hier in die voeltjie se bekkie te blaas en water onder 'n kraan en helaas is hy dood en later is my hondjie dood in my arms met bosluiskoors. En nou begin hierdie ding my vang, want ek kan die voeltjie nie weer in my hande lewendig kry nie. Ek probeer die hondjie op sy bene sit, maar hy gaan net, daar's niks wat daai beentjies ooit weer sal laat staan nie, dit is weg en dit is verby. En later was die goed by my so erg, dat ek vir my pa gevra het om my te leer, as daar ooit weer 'n voeltjie doodgaan, dat ek hom kan opstop. Kan julle dink in 'n kind se lewe, nê? Het ek die vaardighede begin aanleer om voeltjies op te stop. En van my pa se vriende het hierdie geweldige plaas in die Bosveld gehad en as jy daar instap, was die uile en die arende en die goed so mooi opgestop en vir 'n wyle het die dooie goed vir my lewendig gelyk en toe dit ook nie vir my sin gemaak nie. Jy kan hom opstop soos wat jy wil. Hy lyk maar net lewendig. Maar hy kan nie weer sing nie. Hy kan net dit nooit ooit weer doen nie. En so het ek my ontmoeting gehad, nie net met die lewe nie, maar ook met die dood. En het ek by die skool, op laerskool vlak, voordat ons die 7 jaar deur laerskool deurgegaan het, is 2 van my maatjies dood in ongelukke. En ek onthou die een ouetjie, met wie ek nog die vorige dag gespeel het, en hy sou huis toe gaan, en dan sou hy van hierdie speelgoed vir my gebring het. Toe ek hoor, hy het agter die bus omgehardloop reg voor 'n kar in. Hoeveel keer het ek by sy tafel en sy stoeltjie gaan staan om te wonder en te hoop dat hy weer hier kan wees. Dit is hoe dit in 'n kind se lewe gaan. Maar intussen, net soos Tosius, moes ek leer dat die lewe nie net lewe is nie, maar dat daar ook dood is. En dood maak seer. En dood bring gebrokenheid, beperkings, onbeholpenheid. Dat wanneer dit gebeur het, kan ek met my 2 hande, wat kon kleibruggies bou en boomhuise gebou het, kan hierdie ding nie weer verander nie, kan nie. En so was die Here eintlik besig om die passie by my te saai. Dit gaan daar wees, solank as wat jy leef op hierdie aarde, gaan hierdie ding hier wees. Dit is jou passie, dit is jou pakkie, jy moet hom dra, maar ek het gesoek na die blomme. Die passie is iets waarvan ek en jy wil weghardloop. Maar ons kan nie net die ryker blomme wil pluk sonder die passie nie. En iewers moet ons ook iets ontdek dat uit die passie en die lyding, die pyn en lyding van dood, daar ook blomme gaan kom. En een van die beste teoloë wat oor my pad gekom het uit die vorige eeu se naam was C.S. Lewis. En C.S. Lewis het 'n wonderlike ding geskryf. Wat hy eintlik noem is dat ons is almal kinders as dit eintlik kom by die lewe. Dink mooi. Die meeste van die goed wat ons doen, speel ons. Alles ons groot mense, of dit sport is, as dit saam met jou kinders. Speelietjies. Gisteraand het ek en Erika Ramikap gespeel. En ek wil vir julle sê, ek wil met my gemeente praat oor haar. Sy laat nie toe dat ek een keer wen nie. Maar ons speel. En C.S. Lewis noem dit, is die mooi kant van menswees, is dat daar eintlik maar 'n kinderlike kant is. Hierdie dominee,
Hardloop en versamel foto's van al die kokers. Nou die dag die 100ste spesie gekry. Dan praat ek nie eers van my skoenlappers en al die ander goed nie. Hier is golf, hier is mense wat seels versamel, hier is mense wat hou om net te gaan kamp. Alles kom uit hierdie ding wat hulle in Latyn noem homo ludens, die spelende mens. Maar die spelende mens, die passie altyd hê nie. Ons soek nie die donker kant nie en daarom probeer ons die dood omseil en daarom word daar miljoene gespandeer want ons is eintlik bang vir die dood. En dan kom ons kyk hoe kan ons die dood vir julle ligter maak. Het sy op wetenskap manier of biologiese manier, daar is liedjies geskryf, I wanna live forever, or forever young en alles. Ja, julle dit genereer miljoene. Maar is eintlik het C.S. Lewis ons gehelp om te verstaan. Dis die seentjie en die dogtertjie binne in ons. Die spelende mens, die mens wat altyd kan vashou, wat altyd, vir alle vrou ook, vrou wat weet hoe dit is om geboorte te gee. Dit is vir vrouens is die dood so verskriklik swaar, vir alles het uit jou eie liggaam uitkom, wanneer dit jou bloed is, met wie hierdie goed gaan gebeur is, moet dit verstaan. Ons is mal oor lewe en liefde en vashou en vertroetel, maak nie saak of dit 'n mens, 'n klein babietjie, oumas en oupas, en of dit die natuur is en jou troeteldiertjie, alles is onderworpe aan dood, en so kom daar pyn en lyding, en ons wil so vinnig as moontlik van 'n roudiens af weghardloop, dat die lewe net weer kan aangaan. Maar C.S. Lewis help ons om te verstaan, daar's 'n kind. En dan skryf hy in sy boek, toe hy 'n groot mens geword het, toe hy begin om sy passie te vat, soos 'n man. En hoe meer ek en jy dit vat, hoe meer kom die blomme. My storie wil ek nou ook vertel aan die hand van 'n Bybelse tema. Hoe die dood ingekom het, en hoe God het eintlik, soos hulle in Nederland sê, langsaam gedoen het, sleepvoete, nie maklik nie. En ek het spesifiek die vloedverhaal daar opgesit, want in die storielyn van God, en die inlaat, en die oopmaak van dood en verganklikheid, met die sondeval was nie maklik nie. Ons moet dit van die begin af sien, as dit was nie maklik nie. Die eerste teks wat ek bring, kom uit Genesis 3. Nou weet ons wat het hier gebeur. Adam en Eva is uitgevang, en hulle verlaat die paradys. Daar's 'n boekie geskryf, Paradise Lost and Paradise Gained. En hierdie grens wat daar was tussen die verganklikheid en die dood en die absolute harmonie en teenwoordigheid met God, net die blomme, het ewe skielik het ons die wêreld betree van passie. Daar word genoem van, hoor net, die aarde is deur jou toedoen vervloek, sê God, met swaard kry sal jy daaruit 'n bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit. Dis die lyding wat ons nou moet verduur, dis passie. En jy sal veldplante eet, en net deur harde werk sal jy kan eet. Ek het donderdag gesien toe die manne hier by mekaar was, hoe moeg was die ouens wat op die pad sit. Ouens werk hulle self te pletter, om hulle gesinne aan die lewe te hou. Dis harde werk, dis passie. Totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en jy sal weer stof word. Maar God sê nie, wanneer dit gaan gebeur, en op watter ouderdom dit spesifiek gaan gebeur nie, maar hier kom die eerste. Ons is onderworpe aan iets wat God uitgespreek het, en daar was ook teleurstelling by God, oor dat die mens die kennis bekom het van dood. Die kennis bekom het om soos God te wees, maar God trek 'n streep met die dood, want daar sal net een onsterflike God wees. Want hierdie onsterflike God weet hoe om lief te hê en te offer, maar as die mens hierdie kennis bekom, dan word dit 'n fiasco. Ons lees dan
in Genesis 6. Dit is soort van die verhaal ook van God se passie en lyding saam met die mens wat nou sy paradys verloor het. In Genesis 6, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor. Hier sien ons al die passie van die gevolge van die sonde ook God se hart tref, dat ons sulke slegte dinge bedink, was God bedroef daaroor. Hy was spyt, sê een vertaling, dat hy die mens gemaak het. En dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het, en dan die vloedverhaal, en dan sien ons hoe God woede uithaal, al sy woede, in 'n massa uitwis van die mens. Net Noag en sy gesin word gered. En hier kom Noag uit die ark uit, en hy het seker drywe of iets gehad daar binne in die ark, en die goed het gegis, en toe gaan drink hy daarvan, en hy word dronk. En God besef, dat die kiem van hierdie sonde en verganklikheid, kan eintlik nie uitgewis word nie. Hy sit hier binne, hy sal 'n ander plan moet maak. Stelselmatig begin God te reageer op dit wat gebeur het. Stelselmatig maak hy die lewe minder en korter en wis uit, en kort na die vloedverhaal 'n belofte, ek sal dit nooit weer doen nie. Die era van die kerk breek aan. Nou moet die kerk verder gaan en probeer om beelddraers van God in lyn te kry met wat God wil. Ons moet mooi leef. Ons moet probeer om dit te doen en God laat 'n kerk gebore word. Uiteindelik is daar tempels, daar's priesters, daar's altare, daar is musiek, musikante, daar is nou kerk. En die kerk het reëls en reëls en reëls begin ontwikkel, omdat die mens, wat daai goor van Genesis se smet binne hom het, nie getem kan word met reëls nie. So die offers van skape al hoe meer en meer en meer geword, en teen die tyd toe Jesus gekom het, is 1 miljoen skape per jaar geoffer by die tempel in Jerusalem, en jy het die tempel gevind met jou neus, nie met jou oë nie, met jou neus, van karkassies wat daar gelê en verrot het. Dit was nie iets wat gewerk het nie. Geen skapie se skouers is breed genoeg vir die sonde en die dood en die verganklikheid. Selfs die kerk word deel van die passie, van die dorings en die dussels, van die mislukking. En toe word God weer kwaad. Uiteindelik, na Noag, paar duisend jaar verloop, die kerk kans gegee, toe word God weer kwaad. Maar hy het 'n belofte gemaak, nooit weer 'n massa uitwis nie, nooit weer 'n vloed nie, nooit weer. Daar's nie water waarmee ons sonde kan afwas nie, dit gaan bloed wees, en dan offer God sy seun. En die totale woede van alles wat weer verkeerd geloop het, word uitgehaal op Jesus Christus. En dit wat hy kom dra het, word passie. My en jou sonde op hom en op die kruis is sy passie, is sy lyding. Maar ook sy blomme. Ons sien nie net in Jesus Christus dood nie, maar ook lewe. Ons sien nie net Golgotha en die spykers en die bloed nie, maar ook die hemel. Ons sien nie net die hel nie, ons sien die hemel, ons sien nie net dood nie, maar ons sien die lewe. Ons sien nie net passie nie, maar ons sien ook blomme. En dit bring my uit by Romeine 8. Hier vind ek die blomme. Hoe het ek as seentjie dit gemaak met die dood
van skoolmaatjies. Hoe het ek dit gemaak met die dood van oumas en oupas? En later het ek beide my ouers begrawe en my jonger boetie. Hoe het ek dit gemaak? Ek het nooit regtig geweet nie. Wat ek wel geweet het, is dat dood is deel van die dorings en die dussels, waarin ek niks kan verander nie. In die aande en veral Sondagmiddag het daar 'n ding in my lewe ingegryp. Ons praat al van in ons huis, die Sondag blues het my beet. Kan ons nie net die week ingaan dat ek kan besig wees nie, want ek kan nie so sit nie. Die goed van die verlede kom na my toe, die goed wat ek nie kan verander nie, maar ten spyte van dit, hoe het ek dit gemaak? Ek het ook my vraag gevra, waarom? Romeine 8, julle hierdie is hemels. Ek het lanklaas so mooi teologie gesien soos uit die pen van Paulus. Ek kan nie anderste as dat hierdie man moes direk by die voete van God gesit het toe hy dit geskryf het. En hy begin, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Julle sien, dit maak ook nie saak waar die dood vandaan kom en waar die pyn en lyding vandaan kom nie. Wat saak maak is wat God uit sy passie uit vir my en jou wil gee. Paulus skryf hier dat die ganse skepping gespanne wag en uitsien dat God sal bekend maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verganklikheid en die dood onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar dit daaraan onderwerp het. Die dorings en die dussels en die verganklikheid, die geboorte en die dood, die vreugde en die hartseer, die passie en die blomme, dis hoe God dit nou vir ons het en dis hoe dit is. En ons sal nie 'n voeltjie uit ons hande kan lewendig maak en 'n hondjie weer op sy 4 pote laat hardloop en blaf nie. Nee, ons sal nie. Dis God wat hierdie passie aan ons gegee het. Dit temper ons. Daar kom iets goddeliks uit 'n mens van vlees en bloed, wat ook in sy siel kan hartseer wees, wat gebroken wees, wat kan stikkend wees. Die hele skepping is onderworpe daaraan. En toe ek dit ontdek het, het daar 'n beter begrip en 'n rustigheid gekom aan iets wat ek nie kan verander en ek gaan nooit daaraan probeer verander. Die wetenskap beloof dat hulle een of ander tyd ouderdom in trierad gaan gooi, dat ons met chemikalieë die dood in trierad kan doen. Maar in al die eeue, sedert ons onderworpe is aan verganklikheid, kon geen mens, geen wetenskap, geen pil, geen elektriese skokgolf of wat dit ook al is, kan dit verander nie. Dis hoe dit is. Maar nou, lees ons verder. Daarby het God die belofte van hoop gegee. Hy het die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe, nou moet jy mooi hoor, nou moet jy wakker wees en luister. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Elke dood, diertjie, troeteldiertjie, geliefde naby aan jou, sug ons. Dis deel van ons passie. Sug in hierdie pyne van verwagting. Nie net die skepping nie, die kinders van God, ons sug ook in hierdie verwagting.
Maar luister nou mooi. Dis nie net die skepping wat sug nie. Dis nie net klein seentjies en oumas en oupas en ma's en pa's en ander mense wat sug hieroor nie. Hier skryf Paulus, maar ook ons wat die Gees ontvang het, ons hoor ook hoe die Gees van God sug. Die Gees staan ons by in ons swakheid. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees sug vir ons. En God wat die harte deurgrond weet, die Gees se sug, wat dit bedoel. God weet wanneer Jesus se Gees sug wat hy bedoel en hoe hy intree vir ons volgens die wil van God. Ons weet dat God uiteindelik alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Julle, hier kom die blomme. Toe Jesus opdaag en sy Gees vir ons gee in die Ou Testament, die storie van die oudheid, was dit dorings en dussels en jy moet daar net uitsien. Dit was offergawes. Hier en daar was daar mense wat geesvervuld was. Die Gees was nie eers op almal van ons nie. Maar om dit nou kort en kragtig te maak, verseker in ons passie, sug ons, natuur, die ganse skepping, ek en jy, en dan hoor Paulus hoe die Gees van God ook sug. Dit kan nie in woorde uitgespreek word nie, maar die Gees pleit vir ons. En weet julle wat het ek hier ontdek? Vir almal van ons wat benoud is en swaar kry, jy moet nooit vergeet dat die Heilige Gees vir my en jou bid nie. Hoe het ek as seentjie deur hierdie lewe gekom? Hoe kom jy wat 'n huweliksmaat verloor het? Hoe kom oumas en oupas wat kleinkinders verloor het? En party van hierdie was tragiese goed. Hoe het ons deur die oorlog gekom? Hoekom is ons nog steeds hier? Ons het vergeet dat die Gees van God vir ons blomme gee. Nie net pyn en lyding nie. Wanneer die Gees van God vir ons intree, laat die Vader dit hoor, kom daar troos. Kom daar weer hoop. Kom daar weer lewe. Kom daar betekenis. Kom daar blomme. Toosius, hy het in hierdie digbundeltjie die gedeelte wat gegaan het oor sy passie, het hy geskryf. Die pyngedagte, my kind is dood, dit brand soos 'n pyl in my. Hy skryf oor die nagte wat hy omsit en nie kan slaap nie, hy hoor die klok lui en hy kan niks verander nie. Dan gaan hy en hy gaan dig die wag 'n bietjie bos van God se genade waar hy nou eers gaan vra waarom, die wag 'n bietjie bos, hy soek antwoorde, hy druk sy hande in hierdie bos, hy waag dit, Here waarom ek, en dan kry hy dorings. En so worstel hy deur hierdie digbundel en dan eindig dit waar hy na die grafies toe gaan van sy 2 kinders. En terwyl hy ingestap, kom daar 'n vroutjie verby, net sy en 'n swart man en 'n handgemaakte kus. En hy begin met haar te praat en sy vertel dat hulle arm is en die bietjie wat hulle gehad het, het sy nou ook verloor met sy dood en sy 2 kassies by die huis stikkend geskap om planke te kry, om 'n kus te maak met haar eie 2 hande, want daar's nie geld nie. En dan hoop sy om nou maar iewers in Potchefstroom weer 'n werkie te kry, dat daar net 'n broodjie op die tafel kan wees. En toe Toosius so na haar kyk en hy begin hierdie laaste gedig, waar is daar 'n pyn so groot soos my pyn, 'n nag soos my nag, en waar is daar 'n seer so groot soos my seer. En wanneer hy hierdie vroutjie raak sien, dan dig hy, waar is daar 'n pyn so groot soos haar pyn? Waar is 'n nag
so swart soos haar nag, en waar is 'n smart so diep soos haar smart, en hier begin dit wegbeweeg 'n bietjie van Tosius af, dat dit nie net hy is nie, maar dat dit ook iemand anders is. Hy vra vir haar, hoe het sy dit reg gekry? Hoe het sy dit reg gekry om staande te bly deur hierdie ding? En dan sê sy, meneer, ek het pyn gehad, maar kan ek vir meneer vertel van Jesus aan die kruis? Sy weet nie Tosius is 'n teoloog nie, né? En sy sê vir hom, ek het ook pyn gehad, maar nie die pyn van Jesus aan die kruis nie. Ek is ook verlate en benoud, maar ek was nog nooit so God verlate soos Jesus aan daardie kruis nie. Ja, en my nag en my lewe is nou ook donker, maar dit was nog nooit so nag en so donker soos my Here aan sy kruis nie. En dan dig Tosius, en julle, hier is die draaipunt hoekom hierdie boekie Passie Blomme genoem word. Dan gaan Tosius in daardie begrafplaas en hy kyk weg van die passie na Golgotha en hy dig, waar is 'n pyn so groot soos sy pyn? Waar is 'n smart so groot soos sy smart, en 'n nag so nag soos sy nag? En waarlik, ek was al diep geslaan in hierdie lewe. En ek het al verlate en eensaam gevoel. En asof die lewe my 'n streep getrek het, en asof die passie vir my te veel is. Maar ek was nog nooit so Jesus van God verlate nie. En al kry ek en jy hoe swaar, weet julle wat is die blomme wat kom uit hierdie lyding van Jesus Christus en die hart van God wat omgee en 'n gees wat dag en nag sug, praat nie in woorde nie, sug oor die sug van die pyn van verganklikheid wat by my en jou gebeur. Weet julle wat is die blomme? Al gaan ek en jy deur die bitter diepste passie, is die hel altyd toe en die hemel altyd oop, en daar kom die blomme. Hoe het hierdie seentjie deur hierdie lewe gekom? Ek het nooit geweet. Daar was nie net 'n ma wat vir my gebid het nie, maar ook die Gees van God wat voor die Vader sug en pleit. En al die ander goed wat gebeur het, hoe het ons deur dit gekom? Die blomme van genade. Die blomme van hoop, dat dit nie net gaan oor passie nie, maar ook oor hoop. Ek sluit af met wat C.S. Lewis gesê het, toe ek 'n seentjie was, het ek gelate die lewe ontdek. En ek het gelate my hande uitgesteek, om alles wat lewendig is, te kan vashou en te geniet. Die hondjie, die troeteldiere, die voeltjies. Maar hierdie kinderhand wou nooit die ander kant van die muntstuk ook vat nie. En dit is dat hierdie voeltjie kan doodgaan. En die hondjie kan doodgaan. En nadat C.S. Lewis, hy was vir 'n baie kort rukkie getroud met 'n vroutjie met die naam Joy. Hulle het albei boeke geskryf. Verloor hy haar aan kanker. En dan erf hy die seentjie wat sy saam in hierdie huwelik gebring het. En in die laaste van hierdie boek wat later 'n film geword het, Shadowlands, sê C.S. Lewis, die dood van Joy het uiteindelik van my 'n groot man gemaak. Ek kan nie net die lekker lewendige goedjies kies nie. Dis die seentjie wat dit doen. Maar haar dood het nou van my 'n groot man gemaak. En nou moet ek ook die ander kant van die muntstuk vat, is deel van die storie. Dis die passie. En hoe meer dit my sag maak, en my kwesbaar maak, hoe meer kom daar blomme en liefde
uit hierdie dorings en dussels. Die dood en die siekte en die pyn en lyding maak ook dat ek en jy kan lief hê. Ek hoef nie weer voeltjies op te stop nie. Ek gaan ook nie weer hondjies probeer laat hulle op hulle 4 pote staan nie. Die Here roep my met passieblomme. Deel ook blomme uit. Liefde, hoop, al loop die trane. Hoe daai een sangeres, Carly Simon, het 'n liedjie gesing, There is more room in a broken heart. Dis uit hierdie trane in my gebroke hart waar ek begin om soos 'n groot man blomme uit te deel. Hoop, net soos wat Jesus vir ons aan die einde van hierdie storie gebring het. Daarom vriende, sluit ek af. Ek kan nie leef as ek nie passieblomme kweek nie. Ek kan nie leef as ek net wil pret hê nie. As ek net wil lag. As ek net wil roemuise hê. Dis die ander kant maak my lewe vol. En hoe daai iemand nou weer gesê in daai slagspreuk, pyn en lyding bring iets goddeliks. Bring blomme uit 'n mens se hart wat ook kan huil en treur. En nou is ek nog steeds benoud. Maar ek is nie benoud soos iemand wat nie hoop het nie. Ek sien nie uit dat daar nou weer iemand so baie naby aan my moet doodgaan nie. Ek wil dit nie hê nie. Maar ek weet dat die Here my roep. En dat hierdie seentjie, wat eers die dood nie kon verstaan het nie, nou weet dat saam met die liewe Heer en die Gees wat vir my pleit en intree, ek daar kan wees vir ander se pyn. En al daag ek op krom en skeef, hoop ek dat jy ook die blomme uit my stikkende hart sal sien en uit my trane wat vloei. Dankie Here dat U vir ons bid. Dankie Here dat ons nie meer in die Ou Testament net straf uitdien nie. Dankie vir die straf wat Jesus op hom geneem het en nou 'n gees het. Wanneer ons nou so swaar kry vir ons sug. En uit hierdie passie blomme uitdeel. En elke mens wat vroeg en die lyding slegter maak, deur te sê dit was ek en my sonde en God het my nie lief nie. Nou sug ek oor daai manier van dink, totdat die Gees van God se blomme by jou uitkom, dat dit nie oordeel is nie, maar dat dit ook liefde en genade is, wat jy moet hoor, al is hierdie aarde aan vir die verbygaan. Hoop ons op die groter heerlikheid wat voorlê, die totale herskepping, die wegskep van die effek van die sonde en die dood. Dankie Here dat ek ook vanoggend hoor dat daar vir geen mens wat in Jesus Christus veroordeling is nie. En ek sluit af soos Augustinus gebid het, my hart was rusteloos, totdat dit rus gevind het in U.